Die koue winterlig van Kaapstad het deur Johan Pretorius se dierjas gesny terwyl hy vir die soveelste keer probeer het om sy Aston Martin aan die gang te kry. Die luukse motorvoertuig, 'n Silver 11 wat gewoonlik soos 'n droom loop, het gekies om vandag van alle dae op te hou werk. Hy het op sy horlosie gekyk, 'n breitling wat meer gekos het as wat baie mense in 'n jaar verdien en gevloek onder sy asem. Die vergadering in Johannesburg sou in 3 uur begin en hy was steeds vasgevang voor La Colombe, een van die mees eksklusiewe restaurante in Constantia. Johan, 'n 52-jarige eienaar van Pretorius Konstruksie, een van die grootste konstruksiemaatskappye in Suid-Afrika, het sy selfoon uitgehaal en weer eens die motorklub gebel. Dis onaanvaarbaar. Ek het julle 20 minute gelede gebel. Waar is julle? Hy het skaars sy sin voltooi toe hy 'n beweging uit die hoek van sy oog opgemerk het. 'n Klein dogtertjie, nie ouer as 11 nie, het stadig nader gekom. Haar vel was donker, haar oë groot en vol met 'n mengsel van vrees en hoop. Sy het 'n verslete rok gedra wat duidelik te klein was, en haar hare was netjies in klein vlegsels vasgemaak, die enigste teken van sorg in haar andersins verwaarloosde voorkoms. Sy het nie direk na Johan gekyk nie, maar eerder na die grond, asof sy bang was dat sy oogkontak sou verdwyn as sy dit waag. "Baba, kom terug," het 'n diep stem van die sypaadjie afgeroep. Johan het opgekyk en 'n man raak gesien wat effens in die skaduwee gestaan het. Hy was lank maar gebuk, asof die gewig van die wêreld op sy skouers gerus het. Sy klere was skoon maar verslete en sy gesig was uitgeput, met diep lyne wat stories van swaar kry vertel het. Die dogtertjie het omgedraai en na haar pa gekyk, maar nie beweeg nie. Hy lyk bekommerd oor sy kar, pa, het sy saggies gesê, net hard genoeg dat Johan kon hoor. Die man het diep asem gehaal, sy skouers reguit gemaak en nader gekom. Johan het instinktief stywer aan sy aktetas vasgeklou. Die man was duidelik haweloos of ten minste baie arm. Sy hande het gebewe, maar daar was 'n beslissende glans in sy oë. "Meneer," het hy gesê, sy stem sag maar duidelik, "ek sien jy het probleme met jou motor. Ek kan help, miskien." Hy het vir 'n oomblik gehuiwer, duidelik met sy trots worstelend, voordat hy bygevoeg het, "in ruil vir 'n maaltyd vir my dogter." Johan het die man skepties aangekyk. Sy eerste instink was om hom weg te jaag. Wat sou hierdie hawelose man weet van 'n Aston Martin? Maar 20 minute se frustrasie en die dreigende mislukking van sy belangrike vergadering het hom laat oorweeg. "Jy weet hoe om hierdie tipe motor te herstel?" het Johan gevra, ongeloof duidelik in sy stem. Die man wat homself as Sipho Nkosi bekend gestel het stadig geknik. Ek was 'n tegnikus vir luukse ingevoerde voertuie, meneer. Vir 15 jaar. Daar was 'n glimlag van trots wat vir 'n oomblik oor sy gesig gespoel het, voordat dit verdwyn het, oorweldig deur die realiteit van sy huidige omstandighede. Die dogtertjie Nomfila het na haar pa opgekyk met onverbloemde bewondering. "Pa kan enigiets regmaak," het sy gefluister, hierdie keer aan Johan gerig. Teen sy beter oordeel en gedryf deur wanhoop, het Johan toegegee. "Goed, kyk daarna. Maar moenie enigiets breek nie, verstaan jy?" Die verandering in Sipho was onmiddellik en verrassend. Hy het regop gestaan, sy skoue reguit gemaak, en na die motorengine beweeg met 'n selfversekerdheid wat 'n paar minute gelede afwesig was. Johan het die enginekap oopgemaak, en Sipho het feitelik getransformeer. Sy bewende hande het plotseling stil en seker geword. Sy oë het gefokus, sy bewegings vloeiend en professioneel. "Het jy 'n flitslig, meneer?" het hy gevra, sy stem nou vol selfvertroue. Johan het een uit sy motorkompartement gehaal en dit oorhandig. Sipho het diep in die engine ingekyk, sy vingers beweeg oor komponente met die vertroudheid van 'n konsertpianis op 'n klavier. Het hy geprewel. Die elektroniese inspuitingssensor kyk hier. Hy het na 'n spesifieke deel gewys. "Dit is beskadig. Dit lyk asof dit 'n elektriese faling is. Ek kan 'n tydelike oplossing implementeer wat jou sal toelaat om na 'n werkwinkel te ry." Johan het gekyk waar Sipho gewys het, en kon niks buitengewoon sien nie. Maar hy was nie 'n meganikus nie. Intussen het 'n klein skare nuuskieriges om hulle begin versamel, aangetrek deur die ongewone sig van 'n duidelik hawelose man wat aan 'n Aston Martin werk. Met vaardige presisie het Sipho 'n klein gereedskapsakkie uit sy verslete rugsak gehaal. Die gereedskap binne was verbasend goed versorg, in teenstelling met die man se algemene voorkoms. Hy het begin werk, sy beweging seker en doelgerig. Nomfila het langs haar pa gestaan, haar oë nooit sy hande verlaat nie.
Sy het aan Johan gevra, "Jy het 'n mooi kar, meneer." My pa het altyd gesê dat 'n Aston Martin soos 'n kunswerk is. Johan het na die dogtertjie gekyk, verras deur haar welsprekendheid en die respek in haar stem. "Jou pa het hy jou baie van motors geleer." Sy het geglimlag, 'n glimlag wat haar hele gesig verlig het. "Ja, meneer." Voordat sy het afgebreek en haar glimlag het vervaag. Voordat alles verander het. Voordat Johan kon reageer, het die engine skielik tot lewe gekom met 'n diep, tevrede grom. Die klein skare het spontaan begin hande klap. Sipho het teruggeleun, 'n klein glimlag van bevrediging wat oor sy gesig gespoel het. "Dit sal jou na Johannesburg kry," het hy gesê, sy stem weer sag en onseker nou dat die taak voltooi was. "Maar jy sal dit na 'n werkwinkel moet neem vir 'n behoorlike herstel." Johan het na sy horlosie gekyk, daar was nog tyd om sy vergadering te haal. Hy het na Sipho gekyk, werklik sien hom vir die eerste keer. Hierdie man was nie net 'n hawelose persoon nie, hy was iemand met buitengewone vaardighede en kennis. Hoe weet jy so?" Johan het begin, nie heeltemal seker hoe om sy vraag te formuleer nie. Sipho het net sy skouers opgetrek, die gebaar beide nederig en pynlik. "Ek het net gedoen wat ek weet, meneer." Johan het sy beursie uitgehaal. "Kom," het hy gesê, skielike besluit nemend. "Ek skuld jou meer as net kos vir jou dogter. Kom saam met my terug na die restaurant. Ek wil hoor hoe iemand met jou vaardighede op die straat beland het." Nomfila se oë het groot geword. "Regtig, meneer? Kan ons regtig na daardie mooi plek gaan?" Johan het geknik, terwyl hy na die luukse restaurant beduie het. "Ja, en jy kan enige iets op die spyskaart bestel wat jy wil hê." Sipho het gehuiwer, sy trots duidelik in konflik met sy dogter se behoefte. "Meneer, dis nie nodig nie. Ons sal tevrede wees met 'n eenvoudige maaltyd van enige plek." Johan het sy kop geskud. "Ek dring daarop aan. Boonop, ek is nuuskierig. Ek wil graag weet hoe 'n man met jou kennis sê." Hy het die sin laat hang. Na 'n lang oomblik het Sipho geknik. "Goed, meneer. Dankie." Hy het na sy dogter se hand gereik, en sy het dit gretig geneem. Terwyl hulle die restaurant binne gegaan het, het Johan opgemerk hoe die matred sy neus opgetrek het by die aansig van Sipho en Nomfila. Met 'n besliste stem het Johan aangekondig, "Hulle is my gaste vandag. Ek vertrou dat dit nie 'n probleem is nie." Die matred het vinnig van uitdrukking verander. "Natuurlik nie, meneer Pretorius. Kom hier langs, asseblief." Die personeel van La Colombe het effens ongemaklik gelyk toe Johan, Sipho en Nomfila by 'n tafel by die venster gaan sit het. Die kontras tussen Johan se onberispelike pak en Sipho se verslete klere was opvallend, maar Johan het geen teken getoon dat hy bewus was van die nuuskierige blikke wat hulle ontvang het nie. "Bestel wat jy wil hê," het hy gesê, die spyskaart na Sipho en Nomfila uitskuif. Nomfila se oë het geglimmer terwyl sy die weelderige foto's van kos bestudeer het, terwyl Sipho ongemaklik geskuif het. Ek is nie seker wat om te bestel nie," het hy saggies erken. "Hierdie soort plekke was nog nooit binne ons bereik nie." Johan het 'n kelner nader geroep. "Bring ons die chef se proespyskaart, asseblief. En 'n bottel mineraalwater." Hy het na Nomfila gekyk, wat duidelik oorweldig was deur die luukse omgewing. "En miskien 'n vrugtesap vir die dogtertjie." "Dankie, meneer," het Nomfila gefluister, haar oë nog steeds wyd van verwondering. Terwyl hulle gewag het, het Johan direk na Sipho gekyk. "Jy het gesê jy was 'n tegnikus vir luukse ingevoerde voertuie. Jou kennis is indrukwekkend. Hoe het jy in hierdie situasie beland?" Sipho se oë het na die tafel gedwaal, sy vingers liggies op die wittafelinne tikkend. Toe hy uiteindelik opgekyk het, was daar 'n kombinasie van trots en pyn in sy oë. "Ek het vir 15 jaar by Europese Motors in Sandton gewerk," het hy begin. "Ek het as 'n vakleerling begin, maar het my pad opgewerk tot senior tegnikus. Ek het spesialiseer in elektroniese diagnostiek vir luukse voertuie, Aston Martin, Ferrari, Porsche." Hy het 'n oomblik geglimlag, die glimlag van iemand wat sy ambag geken en liefgehad het. "Ons het 'n goeie lewe gehad, ek, my vrou Nolwazi en Nomfila. Die kos het begin aankom, 'n reeks elegante klein geregte wat die chef se vindingrykheid tentoongestel het. Nomfila het na elke bord gekyk asof dit 'n skat was, terwyl Sipho sy servet versigtig oopgevou het en dit op sy skoot geplaas het, 'n teken van vergete etiket. "Jou vrou," het Johan gevra, terwyl hy die kelner beduie het om wyn te skink.
Sipho se uitdrukking het verander en skadu wat oor sy gesig geval het. Sy was 'n onderwyseres. Laerskool. Die kinders het haar aanbid. Hy het gehuiwer, asof hy die volgende woorde versigtig gekies het. 3 jaar gelede het sy siek geword. Borskanker, die dokters het gesê. Gevorderd. Hy het sy keel skoongemaak en Nomfula het instinktief nader aan hom geskuif, haar klein hand op sy arm. Die gebaar was so vol liefde en beskerming dat Johan vir 'n oomblik sy eie emosies moes beheer. Ons het mediese versekering gehad, maar dit het nie naaste by alles gedek nie. Die spesialis, die behandelings, die medisyne. Ons het begin om ons spaargeld te gebruik. Toe ons meubels. Toe ons kar. Sipho se stem was monotoon, asof die vertelling van hierdie geskiedenis 'n ritueel was wat hy al baie keer uitgevoer het. Pa het vir ma gesorg, het Nomfula skielik gesê, haar stem klein maar duidelik. Elke dag. Hy het by die werk gebly totdat hulle hom nie meer kon hou nie omdat hy te veel dae gemis het. Maar hy het gesê dit was belangriker om by ma te wees. Johan het na die klein familie gekyk, 'n nuwe begrip wat in hom begin vorm het. Hy het gedink aan sy eie lewe, die oneindige najaag van kontrakte en wins, die oppervlakkige verhoudings, die eensame aande in sy groot huis in Bishopshout. Ons het uiteindelik ons huis verloor, het Sipho voortgegaan, terwyl hy versigtig aan 'n gereg geproe het, duidelik onbekend met die verfynde smake. Die mediese skuld, dit was net te veel. Na Nolwasiese na sy ons verlaat het, was ek emosioneel gebreek. Ek kon nie werk kry nie, wie wou 'n man aanstel wat vir maande afwesig was? En die skuld het net aanhou groei. Ons het vir 'n ruk by pa se neef gebly, het Nomfula bygevoeg, maar hulle het ook probleme gehad. Sipho se oë het na sy dogter gedwaal en sy gesig het sagter geword. Nomfula was my anker. Sy het my herinner dat ek nie kon opgee nie, selfs toe alles hopeloos gelyk het. Vir die afgelope 8 maande het ons het op die strate geleef. Ek het probeer om werk te kry, maar sonder 'n vaste adres, sonder behoorlike klere vir onderhouder. Hy het sy skouers opgetrek, die gebaar wat die ongesêde voltooiing van die sin was, wie sou hom 'n kans gee? Johan het sy wyn stadig geroer, diep in gedagte. Toe hy opgekyk het, het hy Sipho se waardigheid erken, 'n man wat deur omstandighede oorweldig was, nie deur 'n gebrek aan vermoë of toewyding nie. En tog, het Johan gesê, ten spyte van alles, het jy steeds jou gereedskap behou. En jou vaardighede. Sipho se hand het onbewustelik na sy sak gereik, waar die klein sak gereedskap was. Dit is al wat ek het van my vorige lewe. My gereedskap en my dogter. Hy het na Nomfula gekyk met 'n uitdrukking van suiwer liefde. Ek kon nie toelaat dat sy honger ly nie. Daarom het ek jou vandag genader, selfs al was dit moeilik vir my trots. Johan het gedink aan sy eie pa, 'n streng, maar regverdige man wat hom die waarde van harde werk en integriteit geleer het. Wat sou sy pa in hierdie situasie gedoen het? Jy sê jy het by Europese motors gewerk, het Johan gevra, 'n plan wat in sy gedagtes begin vorm het. Sipho het geknik. Ja, vir meer as 'n dekade. Onder meneer Viljoen. Johan se wenkbroue het opgelig. Kobus Viljoen. Ek ken hom. Ons behoort aan dieselfde golfklub. Vir die eerste keer het 'n vonk van hoop in Sipho se oë verskyn. Jy ken vir meneer Viljoen. Hy was 'n goeie baas. Regverdig. Johan het sy selfoon uitgehaal en vinnig 'n nommer geskakel. Kobus. Johan Pretorius hier. Ja, baie goed, dankie. Luister, ek wil jou oor iemand vra, 'n tegnikus wat vir jou gewerk het, Sipho Nkosi. Hy het na Sipho gekyk terwyl hy geluister het, en stadig het 'n glimlag op sy gesig verskyn. Is dit so? Interessant. En jy sou hom weer aanstel as jy die geleentheid gehad het. Ek verstaan. Dankie, Kobus. Ek sal jou verduidelik wanneer ek jou sien. Golf Sondag. Uitstekend. Hy het die oproep beëindig en sy selfoon neergesit. Kobus sê jy was een van die beste tegnisi wat hy ooit gehad het. Hy was baie spyt toe jy moes loop. Sipho se oë het geskitter met onvergote trane. Hy het my probeer help, maar ek kon nie. Ek kon nie op daardie stadium fokus nie. Johan het 'n sluk van sy wyn geneem, besluit geneem. Sipho, my maatskappy, Pretorius Konstruksie, is besig om uit te brei. Ons het onlangs 'n kontrak gekry om 'n reeks slim geboue in Kaapstad te ontwikkel, geboue met gevorderde elektroniese stelsels, van sekuriteit tot energiebestuur.
Nomfila het opgehou eet en het na die gesprek geluister, haar oë wat tussen die twee mans gespring het. Ons benodig spesialiste in elektroniese stelsels, het Johan voortgegaan. Mense wat komplekse diagnostiek kan doen, probleme kan oplos en innoverende oplossings kan implementeer. Hy het sy visitekaartjie oor die tafel geskuif. Ek dink jou vaardighede kan van groot waarde wees vir ons. Sipho het na die kaartjie gestaar asof dit onwerklik was. Jy bied my 'n werk aan. Johan het geknik. Ja, 'n konsultasieposisie om te begin, maar met die potensiaal vir permanente indiensneming as dinge uitwerk. Die salaris sal voldoende wees om 'n ordentlike woonstel te huur en Nomfila terug skool toe te kry. Nomfila het na haar asem gesnak, haar oë wyd. Skool. Ek kan terug aan skool toe. Sipho het sy kop stadig geskud, duidelik oorweldig. Meneer Pretorius, dit is ek weet nie wat om te sê nie. Dit is te veel. Jy ken my nie eens nie. Ek het gesien hoe jy werk, het Johan geantwoord. Ek het Kobus se verwysing. En ek het gesien hoe jy kyk na jou dogter. Dit vertel my alles wat ek nodig het om te weet. Hy het vorentoe geleun. Ek bied jou nie hierdie aan uit jammerte nie, Sipho. Ek doen dit omdat ek dink jy kan van waarde wees vir my besigheid. Terselfdertyd, hoekom sou ek nie iemand help wat duidelik die vermoë het om homself te help as hy net 'n kans kry nie? Sipho het sy oë gesluit, sy gesig 'n stryd van emosies. Toe hy hulle oopgemaak het, was daar 'n nuwe vasberadenheid daarin. Wanneer kan ek begin? Môre, het Johan gesê. Kom na hierdie adres om 9 uur. Hy het 'n adres op die agterkant van 'n ander visitekaartjie geskryf. Ek sal reël dat jy tydelike verblyf kry in een van ons maatskappy-woonstelle totdat jy jou eerste salaris ontvang en jou eie plek kan kry. Nomfila het na haar pa gekyk, haar oë vol van 'n emosie wat byna te groot was vir haar klein gesiggie om te bevat. Pa, was al wat sy kon sê. Sipho het haar hand geneem en dit styf gedruk. Dit gaan beter word, my Nomfila. Dit gaan beter word. Johan het gekyk hoe vader en dogter 'n stil oomblik van hoop deel, en hy het gewonder waarom hy soveel bevrediging uit hierdie ontmoeting geput het. Miskien het hy aan homself erken, was dit omdat hy vir die eerste keer in 'n lang tyd iets gedoen het wat werklik betekenisvol was. Die volgende oggend het Sipho en Nomfila voor die imposante glasgebou in die Kaapstadse middestad gestaan. Die Pretorius konstruksiehoofkantoor het soos 'n reusagtige kristal teen die agtergrond van Tafelberg gelyk, die oggendson wat van die vensters weerkaats het. Dis so groot, pa, het Nomfila gefluister, haar kop agteroor gebuig om na die boonste verdiepings te kyk. Sipho het sy hand deur sy hare getrek in gebaar van senuweeagtigheid. Hy het sy bes probeer om sy voorkoms te verbeter, sy verslete klere was sorgvuldig gewas in die klein badkamer van die tydelike woonstel waar Johan hulle die vorige aand laat bly het, en hy het sy gesig glad geskeur. Maar niks kon die feit verberg dat sy klere steeds verslete was, sy skoene gebreek nie. Kom, het hy saggies gesê en Nomfila se hand gevat. Ons moet dapper wees. Binne in die verkoelde ontvangsarea het hulle vir 'n oomblik gestaan, beide oorweldig deur die luukse omgewing. Die ontvangsdame agter die sleeklesenaar het hulle met 'n mengsel van verwarring en agterdog beskou. Kan ek julle help, het sy gevra, haar stem beleefd maar koel. Ek is hier om meneer Pretorius te sien, het Sipho gesê, regopstaande om homself groter te laat lyk. My naam is Sipho Nkosi. Hy verwag my. Die ontvangsdame se wenkbroue het effens opgelig en sy het op haar rekenaar gekyk. Ek sien geen afspraak vir 'n Sipho Nkosi nie. Sipho het begin om ongemaklik te voel, die bekende gevoel van vernedering wat oor hom gekruip het. Miskien was dit alles 'n wrede grap. Miskien het die ryk besigheidsman net met hom gespeel. Maar voordat hy kon reageer, het 'n stem van agter hulle gekom. Sipho, jy is betyds. Johan Pretorius het deur die ontvangsarea gestap, vandag in 'n donkerblou pak geklee. Hy het Sipho se hand geskud en aan Nomfila geglimlag. Meneer Pretorius, het Sipho gesê, verligting duidelik in sy stem. Ek was bang jy het dalk van gedagte verander. Johan het gelag. Nee, glad nie. En noem my Johan, asseblief. Hy het na die ontvangsdame gedraai. Lindiwe, hierdie is Sipho Nkosi, ons nuwe tegniese konsultant, en sy dogter Nomfila. Voeg hulle by die stelsel, asseblief. Die ontvangsdame se houding het dadelik verander, haar glimlag nou professioneel en vriendelik. Natuurlik, meneer Pretorius.
Welkom by Pretorius Konstruksie, meneer Nkosi. Johan het Sipho se skouer getik. Kom, ek sal jou kantoor wys en jou aan die span voorstel. En wat Nomfila betref, hy het na die jong dogtertjie gekyk. Ek het gereël dat een van ons administratiewe assistente, Tandi, haar vandag na die Bishop skool neem. Hulle het ingestem om haar te assesseer vir plasing. Nomfila se oë het gerek. Bishops. Dis die van sy skool. Die kinders daar dra mooi uniforms. Johan het geglimlag. Dit is inderdaad 'n goeie skool. Ek ken die skoolhoof, ons het saam universiteit toe gegaan. Hy het afgebuig om op Nomfila se vlak te praat. Ek is seker jy sal baie goed daar doen. Tandi, 'n vriendelike jong vrou in haar vroeë 20's, het gearriveer om Nomfila te ontmoet. Na 'n vinnige maar emosionele vaarwel tussen vader en dogter, het Johan vir Sipho na die huisbakke geneem. Jou dogter is baie spesiaal, het Johan opgemerk terwyl hulle na die 12de verdieping opgestyg het. Sy is al wat ek het Sipho eenvoudig geantwoord. Alles wat ek doen, doen ek vir haar. Johan het stadig geknik, 'n oomblik van herkenning tussen die twee mans wat verder as hul verskillende agtergronde gestrek het. Beide het verstaan wat dit beteken om 'n verantwoordelikheid te dra. Die huisbakdeure het oopgegaan om 'n oop plan kantoorruimte te onthul. Werknemers het by hul lesenaars gesit, sommige in vergaderhokkies, ander om 'n groot tafel vergader. Die energie was tasbaar. Dit is ons tegniese innovasie afdeling, het Johan verduidelik terwyl hy Sipho deur die kantoor gelei het. Ons fokus op die integrasie van slim tegnologie in ons konstruksieprojekte. Sipho het om hom gekyk, duidelik geïntimideer deur die moderne omgewing en die goedgeklede professionele mense. Hulle het by 'n klein, maar netjiese kantoor gestop met 'n uitsig oor die hawe. Dit sal joune wees, het Johan gesê. Dis nie groot nie, maar dit is privaat. Ek het ook reeds 'n paar goed vir jou laat aflewer. Sipho het die kantoor binne gegaan en was verras om 'n netjiese stapel klere op die lesenaar te sien, 2 pakke, verskeie hemde, tasse en 'n paar nuwe skoene. Ek het die groottes geskat, het Johan verduidelik. As hulle nie pas nie, kan ons hulle omruil. Ek het gedink jy sou dalk gemakliker voel met die regte klere. Sipho het na die klere gestaar, toe na Johan. Ek weet nie wat om te sê nie. Sê niks, het Johan geantwoord met 'n handgebaar. Beskou dit as 'n welkomgeskenk. Ek verwag jy sal waarde byvoeg tot ons maatskappy, so beskou dit as 'n belegging. Hy het op sy horlosie gekyk. Jy het tyd om te verander voordat ek jou aan die span voorstel. Kamer 1204 is 'n kleedkamer, jy kan dit gebruik. 20 minute later het Sipho in die konferensiekamer gestaan, getransformeer in 'n netjiese donkergrys pak. Sy houding was anders, meer regop, meer selfversekerd, al was daar steeds 'n skugterheid in sy oë. Span, het Johan aangekondig aan die 10 mense wat om die tafel vergader was, dit is Sipho Nkosi. Hy sluit by ons aan as 'n tegniese konsultant vir die Groenepunt projek. Sipho het omvattende ervaring in elektroniese diagnostiek en probleemoplossing. 'n Jong man aan die punt van die tafel, duidelik skepties, het sy keel skoongemaak. Verskoon my, maar waar was jy voorheen, meneer Nkosi? Ek is nie bekend met jou werk in die konstruksieindustrie nie. Sipho het effens verstrak, maar Johan het ingegryp. Sipho kom van buite die industrie, wat presies is waarom ek hom aangestel het. Ons benodig vars perspektiewe. Hy het na Sipho gekyk. Miskien kan jy die span vertel van jou benadering tot diagnostiek. Dit was 'n deurslaggewende oomblik. Sipho kon voel hoe almal hom beoordeel, wag vir hom om te val. Hy het diep asem gehaal en aan sy dogter gedink. In my ervaring, het hy begin, sy stem aanvanklik sag, maar geleidelik sterker wordend, is die sleutel tot komplekse diagnostiek nie om die hele stelsel te verstaan nie, maar om te fokus op die interafhanklikheid van komponente. Hy het na die witbord gestap en 'n pen opgetel, skielik in sy element. Wanneer jy 'n leekse motor diagnoseer, kan jy nie net die handleiding volg nie. Jy moet verstaan hoe die stelsel as 'n geheel saamwerk. Hy het begin om 'n diagram te teken. Neem byvoorbeeld 'n gebou se elektroniese stelsel. Die meeste tegnisië sal elke komponent afsonderlik toets. Maar as jy verstaan hoe energie en data deur die stelsel vloei. Hy het meer lyne bygevoeg by sy diagram, sy hande nou seker en sy stem vol selfvertroue. Vir die volgende 10 minute het Sipho 'n meesterlike verduideliking gegee van hoe om komplekse stelsels te diagnoseer, sy jare van ervaring duidelik sigbaar.
Die skeptiese spanlid se houding het geleidelik verander van twyfelagtig na geïnteresseerd. Teen die einde van die vergadering was daar 'n nuwe energie in die kamer. Die span het Sipho met vrae bestook en hy het elkeen beantwoord met 'n mengsel van kundigheid en nederigheid. Dit was indrukwekkend, het Johan gesê toe die span uiteindelik verdaag het. Jy het hulle respek verdien. Sipho het sy hoof geskud, duidelik oorweldig. Ek het nooit gedink ek sou ooit weer in 'n kantoor staan nie, en nou hierdie geleentheid. Ek weet nie hoe om jou te bedank nie. Bedank my deur uitstekende werk te lewer, het Johan geantwoord. Ek wil jou nie net help nie, Sipho. Ek glo jy kan 'n verskil maak in hierdie maatskappy. Later die middag het Tandi Nomfila teruggebring, die jong dogtertjie se gesig stralend van opwinding. Pa, het sy uitgeroep toe sy Sipho in sy nuwe pak sien. Jy lyk soos toe jy by die groot motorwinkel gewerk het. Sipho het sy dogter styf vasgehou, emosie wat in sy keel vasgevang het. Hoe het dit by die skool gegaan, my skat? Hulle het gesê ek is slim, het Nomfila opgewonde gesê. Die juffrou het gesê ek kan volgende week begin. En kyk, sy het 'n brosjure uitgehaal. Hulle het vir my gesê watter uniform ek nodig het. Johan, wat naby gestaan het met 'n glimlag geknik. Die skool het 'n stipendiumprogram. Ek het Nomfila daarvoor aanbeveel. Hulle was baie beïndruk met haar. Sipho het sy dogter se hare gestreel en toe na Johan gekyk. Ek weet nie hoe om te begin om jou terug te betaal nie. Johan het sy kop geskud. Wie weet? Miskien is dit ek wat die skuldenaar is. Miskien het ek meer as net 'n werknemer gevind vandag. Hy het na sy horlosie gekyk. Ek moet gaan, vergadering met beleggers. Dan sal julle terugneem na die woonstel. Rus kry julle gevestig. Die regte werk begin môre. Terwyl Johan weggestap het Sipho na Nomfila afgekyk en besef dat, vir die eerste keer in jare, hy hoop vir die toekoms gehad het. In minder as 24 uur het hul lewens verander van wanhoop na moontlikheid. Kom, Nomfila, het hy gesê, sy arm om haar skouers. Laat ons huis toe gaan. Die woord huis het vreemd op sy tong gevoel, 'n woord wat hy gedink het hy dalk nooit weer sou gebruik nie. Maar nou was dit meer as net 'n woord. Dit was 'n belofte. 6 weke later het Sipho voor 'n reusagtige skerm in die konferensiekamer gestaan, sy vingers wat oor 'n tablet beweeg het, terwyl hy deur ontwerpe geblaai het. 'n Groep van 15 ingenieurs en projekbestuurders het om die tafel gesit, almal gefokus op sy aanbieding. Die probleem met die huidige ontwerpbenadering, het hy verduidelik, sy stem nou vol selfvertroue, is dat ons die elektroniese stelsels na die tyd byvoeg, asof dit 'n nagedagte is. Maar as ons slim tegnologie wil integreer wat werklik die gebou verbeter, moet ons dit in die fondasie van die ontwerp inbou. Willem van Niekerk, die projekbestuurder wat aanvanklik die mees skeptiese was oor Sipho se aanstelling, het vorentoe geleun. Wat stel jy spesifiek voor, Sipho? Sipho het na 'n nuwe diagram geswiepe. Hierdie is my voorstel vir die Groenepunt ontwikkeling. In plaas daarvan om die bedrading en sensors as afsonderlike stelsels te behandel, skep ons 'n geïntegreerde netwerk wat dwars deur die gebou loop, soos 'n senestelsel. Hy het 'n animasie laat speel wat gewys het hoe die verskillende stelsels, sekuriteit, energie, water, toegangsbeheer, kon saamwerk as een enkele entiteit. Die voordele is substansieel, het hy voortgegaan. Energie-effektiwiteit verhoog met byna 30%. Sekuriteit word verbeter. En foute kan baie vinniger gediagnoseer word, omdat die hele stelsel met mekaar kommunikeer. Johan, wat stilweg aan die kant van die kamer gesit het gekyk hoe Sipho die span lei. In net 6 weke het die eens hawelose man homself getransformeer in 'n gerespekteerde tegniese adviseur. Sy insigte, gevorm deur jare van werk met luukse motors se elektroniese stelsels, het 'n revolusie in die maatskappy se benadering tot slim geboue veroorsaak. Na die vergadering het Johan vir Sipho eenkant toegeroep. Dit was indrukwekkend. Die beleggers was veral beïndruk met die kostebesparings wat jou benadering kan meebring. Sipho het geglimlag, die uitdrukking wat nou natuurlik op sy gesig gekom het. Dankie, Johan. Ek het nooit gedink my ervaring met voertuie sou so relevant wees vir geboue nie. Soms is die beste innovasie die wat uit onverwagte hoeke kom, het Johan gesê. Hoe gaan dit met julle in die nuwe woonstel? Sipho se gesig het versag. Dit is wonderlik. Nomfila uit haar eie kamer, jy moet sien hoe sy dit versier het. Prente oral, boeke op die rak.
Die skool sy floreer daar. Haar onderwyser sê sy is een van die slimste kinders in haar klas. Johan het op Sipho se skouer geklop. Ek is bly om dit te hoor. Jy verdien dit, Sipho. Jy werk harder as enigiemand anders hier. Ek het baie om voor dankbaar te wees, het Sipho geantwoord. Maar ek het ook baie om voor te werk. Die mediese skuld, ek begin dit stadig afbetaal. Johan het genikwyk. Geduld, my vriend. Een stap op 'n slag. Later die middag het Sipho voor die bus op skool gewag, sy baadjie netjies geknoop en sy das perfek geplaas. Hy het tussen die ander ouers gestaan, advokate, dokters, besigheidsmense, en alhoewel hy steeds soms die gevoel gehad het dat hy nie regtig daar hoort nie, het hy nie meer so uitgestaan soos 6 weke gelede nie. Toe die skoolklok gelei het 'n stroom kinders uit die gebou gevloei. Nomfila, in haar netjiese bisopsuniform, het hom vinnig raak gesien en na hom gehardloop, haar glimlag so wyd soos die lig. Pa, het sy uitgeroep, haar arms om sy middel gooi. Hoe was jou dag, my skat, het hy gevra, haar skooltasse nemend. Fantasties. Ek het 'n A gekry vir my wetenskapprojek. Juffrou Hendriks het gesê dit was die beste in die klas. Sipho het met trots geglimlag. Dit is wonderlik, Nomfila. Jy is so slim. Saam het hulle na die bushalte gestap. Sipho kon 'n kar bekostig as hy wou, maar hy was vasberade om versigtig met sy nuwe salaris te werk. Eers die skuld afbetaal, dan bou aan 'n spaarnoodfonds, dan Lexus. Pa, het Nomfila gesê terwyl hulle op die bus gewag het, Maandag is bring jou ouer werk toe dag by die skool. Kan ek jou saamneem? Ek wil vir almal wys wat jy doen. Sipho het vir 'n oomblik stil gebly, oorweldig deur emosie. 6 maande gelede sou hy sy kop in skaamte laat sak het as sy dogter gevra het wat hy doen. Nou kon hy reguit staan en met trots praat. Natuurlik kan jy, het hy gesê, sy stem sag. Ek sal reël met Johan. Die bus het aangekom en hulle het opgestyg. Terwyl hulle deur die strate van Kaapstad gery het Nomfila oor haar dag gebabbel, haar vriende, haar onderwysers, die boeke wat sy gelees het. Sipho het geluister, dankbaar vir elke woord, elke glimlag, elke oomblik van normaliteit wat hulle nou kon geniet. Die bus het by hul halte gestop, 'n netjiese middelklas woonbuurt waar hulle 'n 2-slaapkamer woonstel gehuur het. Dit was niks lieks nie, maar dit was skoon, veilig en hulle sin. Toe hulle die woonstelgebou nader, het Sipho 'n bekende figuur by die ingang opgemerk. Dit was Marius Fourie, die skoolhoof van Bisops. Meneer Nkosi het Fourie begroet, sy hand uitstrek. Ek hoop jy vergewe die onverwagse besoek. Meneer Fourie het Sipho geantwoord, verras. Is alles in orde? Is daar 'n probleem met Nomfila? Fourie het gelag. Inteendeel. Dis hoekom ek hier is. Hy het 'n koevert uit sy aktetas gehaal. Ons het 'n spesiale akademiese bevorderingsprogram vir uitsonderlike studente. Nomfila se onderwysers het haar eenparig genomineer. Nomfila se oë het groot geword. Regtig, meneer? Fourie het geglimlag. Ja, regtig. Jou wetenskaponderwyser was besonder beïndruk met jou projek oor hernubare energie. Sy sê jy het 'n natuurlike aanleg vir ingenieurswese en probleemoplossing. Hy het die koevert aan Sipho oorhandig. Die program bied addisionele klasse in wetenskap en wiskunde, mentorskap van professionele ingenieurs en 'n volle beurs wat skoolgeld, boeke, uniform en ekstra-kurrikulêre aktiwiteite dek tot aan die einde van hoërskool. Sipho het na die koevert gestaar, dan na Fourie. Dit is baie vrygewig. Dit is verdiend, het Fourie geantwoord. Jou dogter het talent, meneer Nkosi. Die soort talent wat ons soek en ontwikkel. Johan Pretorius het my vertel van julle situasie. Hoe jy 'n suksesvolle professionele loopbaan gehad het voordat omstandighede jou gedwing het om van voor af te begin. Sipho het gevoel hoe sy wange warm word, onseker of hy verleë of trots moes voel dat sy geskiedenis bekend was. Maar wat my oortuig het Fourie voortgegaan, was nie jou storie nie. Dit was Nomfila se prestasie. Sy het hierdie geleentheid verdien deur haar harde werk en intelligensie. Nomfila het na haar pa opgekyk, haar oë wat met opwinding geblink het. Kan ek, pa? Asseblief. Sipho het sy dogter styf vasgehou, sy hart vol met 'n gevoel wat hy vir 'n lang tyd vergeet het, trots sonder voorbehou, vreugde sonder skaduwees. Natuurlik kan jy, my Nomfila, het hy saggies gesê. Natuurlik kan jy.
Later die aand, nadat Nomfila in haar bed was, haar gesig steeds stralend met opwinding, het Sipho op die klein balkon van hul woonstel gestaan en na die ligte van Kaapstad gekyk. Hy het sy selfoon uitgehaal en Johan se nommer geskakel. "Sipho, is alles in orde?" het Johan gevra toe hy antwoord. "Ja," het Sipho geantwoord, sy stem sag. "Ek wou net dankie sê. Vir alles. Meneer Fourie het my vandag besoek. Ek weet jy het met hom gepraat." Daar was 'n oomblik se stilte aan die ander kant. "Ek het hom net vertel van die omstandighede. Nomfila het die res self gedoen." Nietemin het Sipho volgehou, sonder daardie dag by die restaurant ons sou nog steeds. "Jy het dit self gedoen, Sipho," het Johan onderbreek. "Ek het jou net 'n geleentheid gegee. Jy het dit geneem en meer daarvan gemaak as wat ek ooit kon verwag het." Nadat hulle die oproep beëindig het, het Sipho vir 'n lang ruk na die sterrehemel gekyk. Hy het gedink aan Nolwazi, gewonder wat sy sou dink van hoe ver hulle gekom het. Sy sou trots wees, het hy geweet. Veral op Nomfila, wat so baie van haar ma se intelligensie en deursettingsvermoë geërf het. Die afgelope 6 weke was net die begin. Daar was nog 'n lang pad vorentoe, skuld om af te betaal, lewe om te herbou. Maar vir die eerste keer in jare het die pad vorentoe nie donker en vreesaanjaend gelyk nie. Dit het hoopvol gelyk, vol beloftes van 'n beter toekoms vir hom en sy dogter. 6 maande na daardie eerste ontmoeting buite La Colombe, het die Groenepunt projek begin vorm aanneem. Die staalraamwerk van die nuwe slim gebou het teen die Kaapstadse lig verrys, 'n struktuur wat weldra een van die mees innoverende kantoorruimtes in Afrika sou word. Sipho het op die konstruksieterrein gestaan, 'n veiligheidshelm op sy kop en 'n tablet in sy hand. Rondom hom het konstruksiewerkers gewemel, staal geklink en swaar masjinerie gedreun. Hy het die chaos om hom byna nie raak gesien nie, gefokus op die diagnostiese data wat oor sy skerm gevloei het. Die noordelike vleuel se sensornetwerk wys 'n anomalie, het hy aan die hoofingenieur, Andries van Wyk, verduidelik. "Ek dink dit is 'n kabelprobleem, nie 'n sensorprobleem nie." Andries, 'n man wat aanvanklik skepties was oor Sipho se onkonvensionele agtergrond, het nou met respek na hom geluister. "Jy is seker dit is nie net 'n kalibrasie kwessie nie?" Sipho het sy kop geskud. "Die patroon is konsekwent met 'n fisieke onderbreking. Kyk hier." Hy het na 'n spesifieke grafiek gewys. "Sien jy hoe die sein val en dan plotseling herstel? Dit is tipies van 'n swak verbinding, nie 'n sagteware probleem nie." Andries het stadig geknik. "Goed, ek sal 'n span stuur om dit te ondersoek. Jou diagnose was nog altyd akkuraat." Daar was 'n tyd toe Sipho sou gebloos het by sulke lof, nog steeds ongemaklik met sy nuwe status. Maar na 6 maande in die maatskappy het hy geleer om sy waarde te erken. Hy het gewerk om hierdie respek te verdien. Sy selfoon het in sy sak getrilling. Hy het dit uitgehaal en gesien dit was 'n boodskap van Nomfila se skool. Sy hart het vir 'n oomblik gevries, 'n ouerlike instink wat nooit verdwyn nie, selfs wanneer dinge goed gaan. Die boodskap was egter goed nuus. Nomfila se span het die streekswetenskap-kompetisie gewen. Hulle projek, 'n innoverende waterbesparingsstelsel vir skole, sou nou na die nasionale kompetisie in Johannesburg gaan. Sipho het geglimlag, trots wat in sy bors gebloei het. Hy het vinnig teruggestuur, "Baie geluk, my slim meisie. Ek is so trots op jou." Hy het 'n oomblik gehuiwer en toe bygevoeg, "Ek sal vanaand jou gunsteling aandete maak om te vier." Terwyl hy sy foon terug in sy sak gesit het, het Sipho opgekyk om Johan oor die terrein na hom te sien stap. "Goeie nuus," het Johan gevra, Sipho se glimlag opmerkend. "Nomfila se span het die wetenskapkompetisie gewen," het Sipho geantwoord, nie in staat om die trots uit sy stem te hou nie. Johan het geglimlag. "Dit verbaas my glad nie. Daardie dogter van jou is briljant." Hy het om hom gekyk na die konstruksieterrein. "Soos haar pa." Sipho het sy keel skoongemaak, steeds ongemaklik met komplimente. "Wat bring jou na die terrein vandag? Jy is gewoonlik vasgevang in vergaderings." 2 redes, het Johan geantwoord. Eerstens, die raad van direkteure het die begroting goedgekeur vir die uitbreiding van die slim tegnologie-inisiatief. Hulle was besonder beïndruk met die kostebesparing wat jou geïntegreerde stelsel vir die Groenepunt projek gebring het. Sipho het opgekyk, verrassing duidelik op sy gesig. "Dit is fantastiese nuus. Ek het 'n paar idees vir hoe ons die tegnologie verder kan verbeter vir toekomstige projekte." "Ek is seker jy het Johan gelag.
Wat my bring by my tweede rede vir vandag se besoek. Ek wil jou bevordering aanbied. Sipho het gevries in die middel van die besige konstruksieterrein. Bevordering. Johan het geknik. Tot hoof van tegniese innovasie. Jy sal jou eie span hê, 'n aansienlike salarisverhoging en meer invloed oor die rigting van ons toekomstige projekte. Sipho het die tablet wat hy vasgehou het effens stywer vasgegryp. Ek weet nie wat om te sê nie, Johan. Sê ja, het Johan geantwoord. Jy het dit verdien, Sipho. Jou idees het hierdie maatskappy miljoene bespaar en ons 'n mededingende voorsprong gegee. Die hele span respekteer jou. Selfs Willem, en hy respekteer byna niemand nie. Sipho het gelag by die melding van die notoor moeilike projekbestuurder wat mettertyd een van sy sterkste ondersteuners geword het. Maar dit is nie al nie, het Johan voortgegaan. Die posisie kom met aandeelopsies in die maatskappy. Dit beteken dat jy nie net 'n werknemer sal wees nie, maar 'n gedeeltelike eienaar. Sipho het na die hoë staalbalke opgekyk wat teen die lig afgeets was, toe terug na Johan. Van haweloos tot aandeelhouer in minder as 'n jaar, het hy sag gesê, amper aan homself. Dit voel onwerklik. Johan het sy kop geskud. Dis nie onwerklik nie, Sipho. Dis presies wat gebeur wanneer iemand met buitengewone talent die regte geleentheid kry. Jy het nie hierdie posisie gekry omdat ek jou 'n guns wou bewys nie. Jy het dit gekry omdat jy die beste persoon vir die werk is. Sipho het diep asem gehaal, sy gedagtes by Nomfila. Hierdie bevordering sou beteken dat hy die mediese skuld vinniger kon afbetaal. Dit sou beteken dat hy vir haar universiteit kon spaar. Dit sou beteken sekuriteit vir hulle toekoms. Ek aanvaar, het hy gesê, sy hand uitstrek. Johan het dit geskit, 'n opregte glimlag op sy gesig. Uitstekend. Kom maandag na my kantoor, dan kan ons die besonderhede bespreek. Later die aand het Sipho en Nomfila die goeie nuus gevier met 'n spesiale aandete in hul woonstel. Nomfila het gedans van opgewondenheid toe sy van haar pa se bevordering hoor. Dit beteken ons kan dalk 'n regte huis koop, het sy uitgeroep. Met 'n tuin. Sipho het geglimlag. Uiteindelik, ja. Maar eers moet ons die mediese skuld afbetaal. Dan kan ons begin spaar vir 'n deposito. Nomfila het haar oë gerol in tipiese pretienerstyl. Jy is altyd so versigtig, pa. Dit is hoe ons sal verseker dat ons nooit weer op die strate beland nie, het hy sagkens verduidelik. Deur versigtig te wees met ons geld, deur te spaar, deur nie skuld te maak nie. Nomfila se gesig het ernstig geword, 'n wyse uitdrukking wat soms haar jeug weerspreek het. Ek verstaan, pa. Ek is net trots op jou. Jy het so hard gewerk. Sipho het oor die tafel gereik om sy dogter se hand te vat. Ons albei het, my skat. Na aandete, terwyl Nomfila aan haar wetenskapprojek gewerk het, het Sipho by sy rekenaar gesit en sy bankrekening oopgemaak. Hy het na die syfers gekyk, versigtig berekenings gemaak. Met die bevordering, as hy streng by sy begroting gehou het, kon hy die laaste van die mediese skuld binne 18 maande afbetaal. Dit was 'n opwindende vooruitsig. Sy gedagtes het na Nolwazi gedwaal, soos hulle dikwels gedoen het in stil oomblikke. Sy sou trots wees, het hy aan homself gesê. Nie net op sy beroepsukses nie, maar op hoe Nomfila ontwikkel het. Hulle dogter was slim, vriendelik en sterk. Sy het die trauma van hulle tyd op die strate oorleef sonder om haar sagtheid of optimisme te verloor. 'n Klop aan die deur het Sipho uit sy gedagtes laat ruk. Hy het opgestaan, gewonder wie dit kon wees so laat in die aand. Toe hy die deur oopmaak, was hy verras om 'n bekende gesig te sien, Kobus Viljoen, sy vorige baas by Europese Motors. Kobus, het Sipho uitgeroep. Wat 'n verrassing. Kom in, kom in. Die ouer man het geglimlag terwyl hy die woonstel binnegekom het. Sipho, my vriend. Dit is goed om jou te sien. En om te sien dat jy goed doen. Dankie aan jou en Johan, het Sipho gesê, sy voormalige werkgewer na die sitkamer lei. Wil jy tee of koffie? Nee dankie, het Kobus geantwoord, op die bank gaan sit. Ek kan nie lank bly nie. Ek wou net persoonlik met jou praat. Sipho het oorkant hom gaan sit, nuuskierig. Waaroor? Kobus het sy keel skoon gemaak. Johan het my vertel van jou bevordering. Geluk. Dit is wel verdiend. Dankie, het Sipho gesê, steeds verward oor die laat besoek. Die ding is, het Kobus voortgegaan, ek het 'n voorstel vir jou, 'n besigheidsvoorstel.
Hy het vorentoe geleun, sy oë ernstig. Europese motors brei uit. Ons open 'n nuwe tak in Kaapstad, spesialiserend in luukse en eksklusiewe voertuie. Ek het 'n tegniese direkteur nodig, iemand wat die werkswinkels kan bestuur, iemand wat die fynste motors in die wêreld verstaan. Sipho het sy asem ingehou, besef waarheen dit lei. Ek wil hê jy moet die pos neem, Sipho, het Kobus gesê. Volledige bestuursposisie. Mede-eienaarskap in die tak. Ons het nooit iemand gevind wat jou tegniese kennis en leierskapsvermoëns kon ewenaar nie. Kobus, het Sipho gesê, sy stem sag van verbasing. Ek waardeer die aanbod, maar ek het pas 'n bevordering by Pretorius Konstruksie aanvaar. Kobus het geknik. Ek weet. En ek verstaan jou lojaliteit aan Johan. Wat hy vir jou en Nomfila gedoen het, dit was buitengewoon. Maar hierdie is 'n kans om terug te keer na die veld wat jy liefhet, waar jou passie lê. En die finansiële aanbod sal selfs beter wees as wat jy by Pretorius sal kry. Sipho het sy oë gesluit, skielik oorweldig. In sy wildste drome het hy nooit gedink hy sou weer die geleentheid kry om met luukse motors te werk nie, veral nie in 'n direkteursposisie nie. Ek het tyd nodig om hieroor te dink, het hy uiteindelik gesê. Kobus het geglimlag en opgestaan. Natuurlik. Neem 'n week. Hier is al die besonderhede. Hy het 'n koevert oorhandig. Dink daaroor, praat met Nomfila. En Sipho, wat jy ook al besluit, ek is trots op wat jy bereik het. Om terug te bons van waar jy was, dit verg buitengewone krag. Nadat Kobus vertrek het, het Sipho lank op die bank gesit, die koevert in sy hande. 'n Kruispad. Nog een. Maar hierdie keer was dit nie 'n kruispad van wanhoop nie, maar een van geleentheid. Nomfila het uit haar kamer gekom, haar bril op die punt van haar neus. Pa. Wie was dit? 'n Ou vriend, het Sipho geantwoord, die koevert neersit. Kom hier, my skat. Ek wil met jou praat oor iets belangriks. Die volgende oggend het Sipho die waterfront afgestap, die koue seelig wat sy gedagtes verhelder het. Dis hier waar hy en Nomfila dikwels geslaap het, toe hulle haweloos was, die besige toeriste area wat 'n mate van veiligheid gebied het wat ander plekke nie kon nie. Nou het hy hier geloop as 'n professionele man, aangetrek in 'n netjiese winterjas, met 2 loopbaanopsies voor hom wat albei sukses en sekuriteit beloof het. Hy het na die water gestaar, sy gedagtes by die 2 paaie voor hom. Die aanbod van Kobus om terug te keer na die wêreld van luukse motors was verleidelik. Dit was die veld wat hy liefgehad het, waar sy passie gelê het. Maar by Pretorius Konstruksie het hy 'n nuwe rigting ontdek, 'n plek waar sy tegniese kennis op verrassende maniere waardevol was. En daar was ook sy lojaliteit aan Johan, die man wat alles verander het vir hom en Nomfila. Sipho het hom gedraai toe 'n stem hom geroep het. Ek het gewonder of ek jou hier sou kry, het Johan gesê, nader stap. Jy het een keer genoem dat jy hier kom stap wanneer jy moet dink. Sipho het geglimlag. Jy onthou dit. Johan het langs hom gaan staan, na die skepe in die hawe kyk. Kobus het my gisteraand gebel. Hy het gevoel hy skuld dit aan my om my te vertel van sy aanbod aan jou. Sipho het sy kop laat sak. Ek was van plan om met jou te praat sodra ek my gedagtes georden het. Ek weet, het Johan geantwoord, geen verwyte in sy stem nie. En jy skuld my niks nie, Sipho. Jy is nie my besitting nie. Jy is 'n uitsonderlike professionele persoon met die reg om jou eie pad te kies. Hulle het vir 'n rukkie in stilte gestaan, die geluide van die wakker wordende stad om hulle. Wat dink Nomfila, het Johan uiteindelik gevra. Sipho het geglimlag, dink aan die gesprek van die vorige aand. Sy sê sy wil hê ek moet gelukkig wees. Dat sy sal floreer ongeag wat ek kies. Hy het gelag. Sy is soms wyser as wat haar jare aandui. Johan het geknink. Sy is 'n buitengewone kind. Maar het Sipho voortgegaan, sy het ook gesê sy hou van haar skool, haar vriende, die lewe wat ons gebou het. Hy het na Johan gedraai. En sy het gesê sy is jou skuldig. Johan het geglimlag. Sy skuld my niks. Geen van julle doen nie. Maar dis hoe ons voel, het Sipho saggies gesê. Sonder jou. Ek het net die deur oopgemaak, het Johan onderbreek. Jy en Nomfila het deur gestap en die res gedoen. Hy het diep asem gehaal. En as jy besluit om deur Kobus se deur te stap, sal ek die eerste wees om jou geluk te wens. Sipho het sy hande in sy sakke gedruk. Die geld is beter.
Die rol meer in lyn met my oorspronklike vaardighede. Johan het geknik. Dis 'n uitstekende geleentheid. Maar Sipho het gehuiwer. By Pretorius Konstruksie voel ek asof ek iets nuuts bou. Nie net geboue nie, maar 'n nuwe soort tegnologie. Iets wat 'n verskil kan maak. Jy kan 'n verskil maak in enige rol, Sipho, het Johan sagkens gesê. Sipho het na die see gestaar, die besluit wat stadig in sy gedagtes gevorm het. Ek het Kobus my antwoord gegee vanoggend, net voor ek hierheen gekom het. Johan se gesig het neutraal gebly. En ek het sy aanbod van die hand gewys, het Sipho gesê, sy oë wat nou na Johan gedraai het. Ek het hom bedank, maar verduidelik dat my toekoms by Pretorius Konstruksie lê. 'n Glimlag het stadig oor Johan se gesig versprei. Ek is bly om dit te hoor. Nie vir my besigheid nie, maar omdat ek dink jy regtig floreer in die rol wat jy geskep het. Daar is nog iets anders, het Sipho gesê, skielik ernstig. Kobus het 'n teenvoorstel gemaak toe ek sy aanbod geweier het in vennootskap. Johan het sy wenkbroue opgelig. Wat 'n vennootskap? Hy het voorgestel dat ons, Europese Motors en Pretorius Konstruksie, saamwerk aan 'n nuwe projek, 'n slim motorhawe, een wat die tegnologie wat ons ontwikkel vir geboue integreer met gevorderde motordiagnostiek. Johan se oë het verhelder. Dit is 'n baie interessante konsep. Sipho het geknink, sy eie opwinding wat nou deurskemer. Dink daaraan, 'n motorhawe wat voertuie kan diagnoseer voordat hulle selfs inkom, wat voorkomende instandhouding kan skeduleer gebaseer op werklike gebruik eerder as arbitrære tydskedules. Wat kan kommunikeer met die slim geboue waar die voertuie parkeer. Johan het begin glimlag. En jy sou die perfekte persoon wees om so 'n projek te lei, met jou kennis van beide wêrelde. Presies, het Sipho gesê. Dit sou my toelaat om my passie vir motors te kombineer met die nuwe vaardighede wat ek by Pretorius Konstruksie ontwikkel het. Johan het vir 'n oomblik nagedink, duidelik die besigheidspotensiaal oorweeg. Dit sou 'n heeltemal nuwe markruimte open, vars rigting vir beide maatskappye. Dit is wat ek ook gedink het Sipho ingestem. En dit hoef nie onmiddellik te wees nie. Ek kan voortgaan as hoof van tegniese innovasie, die Groenepunt projek voltooi, en terselfdertyd aan die konsep vir die slim motorhawe werk. Johan het sy hand uitgesteek. Ek dink ons moet hierdie idee verder ondersoek, Sipho. Skakel 'n vergadering met Kobus en laat ons die moontlikhede bespreek. Sipho het Johan se hand geskud, 'n gevoel van opwinding wat deur hom gegolf het. Dankie, Johan. Nie net vir hierdie geleentheid nie, maar vir alles. Nee, het Johan gesê, sy hand steeds op Sipho se. Dankie aan jou. Jy het my maatskappy verander, Sipho. Jy het my uitkyk op besigheid en lewe verander. En daarvoor sal ek altyd dankbaar wees. Die twee mans het saam begin terugstap na die stad, hulle gedagtes vol idees vir die nuwe gesamentlike projek. Later die middag het Sipho by Nomfila se skool aangekom om haar op te laai. Sy het uitgehardloop, haar gesig opgewonde. En het sy dadelik gevra: "Het jy meneer Pretorius vertel van jou besluit?" Sipho het geglimlag. "Ja, ek het." En hy was baie ondersteunend. "So jy bly by Pretorius Konstruksie?" het sy gevra, effens huiwerig. "Ja," het hy bevestig. "Maar met 'n nuwe projek wat dalk binnekort begin, een wat my sal toelaat om ook weer met motors te werk." Nomfila se oë het verhelder. "Regtig? Dit klink perfek, pa. Dit voel reg," het hy ingestem. "En Nomfila, ek wil hê jy moet weet dat, wat ook al met my loopbaan gebeur, my belangrikste werk is om jou pa te wees." Sy het haar oë gerol, maar terselfdertyd nader geskuif om haar arm deur syne te haak. "Ek weet dit, pa. Maar ek is ook trots dat jy 'n belangrike werk het wat jy liefhet." Terwyl hulle saam huis toe gestap het Sipho besef hoe ver hulle gekom het sedert daardie koue dag 6 maande gelede. Hy het toe geen idee gehad dat sy desperate aanbod om 'n ryk man se motor te herstel in ruil vir kos vir sy dogter tot hierdie oomblik sou lei nie. Daardie aand, nadat Nomfila gaan slaap het Sipho by sy lesenaar gesit en begin om sy idees vir die slim motorhawe neer te skryf. Sy gedagtes het gevloei, vry en kreatief, nie meer gerem deur die vrees en onsekerheid wat vir so lank sy konstante metgeselle was nie. Hy het opgekyk na 'n foto van Nolwazi wat nou trots op sy lesenaar gebruik het, 'n foto wat hy nooit verkoop het selfs in hulle donkerste tye nie, maar wat hy vir jare nie kon uitkyk nie omdat dit te pynlik was.
Nou kon hy na haar glimlag kyk en voel hoe die warm herinneringe die pyn oorskadu. Ons is oukei, my liefde, het hy saggies na die foto gefluister. Ons het dit gemaak. Ons is meer as oukei. En vir die eerste keer in jare het Sipho werklik geglo dat alles goed sou wees. Nie net vir nou nie, maar vir die toekoms. Hy het 'n pad gevind, nie net om te oorleef nie, maar om te floreer. Hy het 'n manier gevind om die vaardighede van sy verlede te kombineer met die geleenthede van sy hede om 'n nuwe, opwindende toekoms te skep. Sipho het teruggeleun in sy stoel, in diep tevredenheid wat oor hom gespoel het. Môre sou 'n nuwe dag wees, vol nuwe uitdagings en moontlikhede. En hy was gereed daarvoor. 5 jaar later het 'n glansende nuwe gebou langs die Kaapstadse snelweg gestaan, 'n argitektoniese meesterstuk van glas, staal en slim tegnologie. Die groot silwer letters bo die hoofingang het gelees: Nkosi Pretoria slim mobiliteit. Binne die ultramoderne fasiliteit het 'n 16-jarige Nomfila trots gestaan langs haar pa, nou in 'n skerp pak geklee met die maatskappy se logo op sy baadjiesak. Voor hulle het 'n groep belangrike gaste, besigheidsmense, joernaliste, regeringsamptenare versamel vir die amptelike opening van die fasiliteit. En dit is daarom, het Johan gesê, sy toespraak besig om tot 'n einde te kom, dat ek nie aan 'n beter persoon kan dink om hierdie revolusionêre onderneming te lei nie, as my vriend en vernoot, Sipho Nkosi. Applaus het deur die ruimte weerklink terwyl Sipho na die podium beweeg het. Hy het vir 'n oomblik stil gestaan, die oomblik ingeneem. Sy oë het na Nomfila gedwaal, nou 'n lang, selfversekerde tiener wie se akademiese prestasies reeds universiteitsaanbiedings van regoor die wêreld lok. Sy het na hom gekniepoog en 'n duim opgesteek. Dankie, Johan, het Sipho begin, sy stem kalm en beheerst. 5 jaar gelede het 'n gebroke motor my lewe verander. Vandag open ons 'n fasiliteit wat ontwerp is om te verseker dat geen motor ooit onverwags breek nie. 'n Laggie het deur die gehoor gegaan, maar Sipho se oë het ernstig gebly. Hierdie slim motorhawe verteenwoordig meer as net 'n besigheid. Dit verteenwoordig die idee dat tegnologie op sy beste is wanneer dit gebruik word om mense se lewens te verbeter. Elke voertuig wat deur hierdie deure ry, sal verbind wees met 'n netwerk wat proaktiewe onderhoud moontlik maak, wat probleme kan identifiseer voordat hulle ernstig word, en wat motoreienaars kan help om hulle voertuie veiliger en meer doeltreffend te bestuur. Hy het na die massiewe skerm agter hom gewys waar 'n 3D-animasie die vloei van data tussen voertuie, die motorhawe en die geboue waar hulle parkeer gedemonstreer het. Maar meer as dit, hierdie fasiliteit verteenwoordig wat kan gebeur wanneer mense in mekaar glo. Wanneer iemand 'n kans gegee word. Sy oë het na Johan gedwaal, wat langs Kobus Viljoen gestaan het. Beide mans het geglimlag, trots en tevredenheid op hulle gesigte. Nkosi Pretoria slim mobiliteit is die resultaat van 'n vennootskap tussen twee maatskappye, maar dit is ook die resultaat van 'n vriendskap. En van 'n oortuiging dat talent en potensiaal in die mees onverwagte plekke gevind kan word. Die applaus wat gevolg het, was hartlik en eg. Daarna het Sipho die rooi lint voor die diagnostiese sentrum geknip, die kenmerkende ultramoderne hart van die nuwe fasiliteit. Terwyl die gaste rondbeweeg het, die tegnologie bewonder het en verversings geniet het, het Nomfila by haar pa aangesluit. Dit was 'n goeie toespraak, pa, het sy gesê. Kort en kragtig, net soos ek jou geleer het. Sipho het gelag. Jy is die skrywer in die familie, nie ek nie. En die wetenskaplike, het sy bygevoeg met 'n speelse glimlag. Het jy al besluit oor jou aanbod van MIT, het hy gevra, verwys na die prestigeryke Amerikaanse universiteit wat haar 'n volbeurs aangebied het. Sy het haar skouers opgetrek. Ek dink steeds daaroor. Iets 'n ingenieursprogram is ook uitstekend, en dis nader aan huis. Jy moet gaan waar jou hart jou lei, het hy sag gesê. Ek sal jou ondersteun, waar jy ook al besluit om te gaan. Ek weet, pa, het sy geantwoord, haar oë wat skielik ernstig geword het. Ek het gewonder sou ma trots gewees het. Op alles wat ons bereik het. Sipho se gesig het sag geword. Meer as wat jy ooit kan weet. Sy was altyd so trots op jou, selfs toe jy klein was. En sy sou verstom gewees het oor die jong vrou wat jy geword het. Johan het by hulle aangesluit, 'n glas champagne in sy hand. Dit lyk asof die opening 'n sukses is, het hy gesê. Dankie aan jou, het Sipho geantwoord. Vir alles. Johan het sy kop geskud. Na 5 jaar kan jy ophou om my te bedank, Sipho. Hierdie sukses het jy self gebou. Nie heeltemal self nie, het Sipho gesê, na Nomfila kyk. Ek het 'n bietjie hulp gehad.
Die drie het saam gelag, 'n oomblik van eenvoudige vreugde wat die voltooiing van 'n lang reis verteenwoordig het. Later die middag, nadat die meeste gaste vertrek het, het Sipho, Johan en Kobus in die direkteurskantoor van die nuwe fasiliteit gesit. Die vertrek het 'n asemrowende uitsig oor Tafelberg gehad. Die aandele klim steeds, het Kobus gesê, na sy tablet kyk. Die bekendstelling het 'n uitstekende impak op beide maatskappye se aandelepryse gehad. Johan het geglimlag. Die finansiële analiste begin uiteindelik verstaan wat ons reeds 5 jaar gelede geweet het, dat hierdie idee 'n wenner is. Dit was 'n lang pad, het Sipho sag gesê, deur die venster kyk na die stad wat hy lief gekry het, die stad wat eens die verhoog was vir sy grootste worstelinge en nou die plek van sy grootste oorwinnings was. Dit was, het Johan ingestem. Maar kyk waar ons nou is. Nie net die besigheid nie, het Kobus bygevoeg. Dink aan die lewens wat verander is. Hy het na Sipho gekyk. Ek onthou die dag toe Johan my gebel het om jou verwysing te vra. Ek het nooit gedink dit sou tot hierdie lei nie. Sipho het geglimlag. Ek ook nie. Ek het net gehoop vir 'n bord kos vir my dogter. En in plaas daarvan het jy 'n dinastie gebou, het Johan gelag. Die Nkosi Pretorius Vennootskap. Wie sou dit kon voorspel? Maar dis nie die belangrikste nie, het Sipho gesê, sy stem sag maar kragtig. Die belangrikste is wat ons geleer het. Dat mense meer is as hulle omstandighede. Dat een kans, een persoon wat bereid is om te glo, alles kan verander. Johan het stadig geknik. Dit is hoekom ek so opgewonde is oor die volgende fase. Die opleidingsprogram, het Kobus gevra. Ja, het Johan bevestig. Sipho se idee om 'n opleidings- en indiensnemingsprogram te begin vir mense wat deur moeilike omstandighede gaan, mense soos hy 5 jaar gelede. Sipho se oë het warm geword. Dit is waaroor ek die meeste opgewonde is. Om ander die geleentheid te gee wat ek gekry het. 10% van alle personeel by Nkosi Pretorius Slim Mobiliteit sal deur die program kom, het Johan voortgegaan. Mense wat dalk haweloos is, wat sukkel met skuld, wat deur traumatiese omstandighede gegaan het, maar wat die vaardighede en dryfkrag het om suksesvol te wees as hulle net 'n kans kry. Dit is hoe ons werklike verskil gaan maak, het Sipho sag gesê. Toe hulle later die gebou verlaat het, het die son oor Kaapstad begin sak, die stad wat in goue lig gebaai was. Sipho het vir 'n oomblik gestop om dit in te neem. Ek onthou die eerste keer wat ek hierdie uitsig gesien het, het hy aan Johan gesê. Dit was die aand nadat jy my aangestel het. Ek het by die venster van daardie tydelike woonstel gestaan en gedink hoe onwerklik dit alles was, hoe skielik alles verander het. Johan het geglimlag. En nou kyk waar jy is. Waar ons is, het Sipho reggestel. Hierdie is ons sukses, nie net myne nie. Dit is wat ek geleer het, dat werklike sukses gedeel word. Wyse les, het Johan ingestem. Terwyl hulle na hulle karre gestap het, het Sipho se selfoon 'n boodskap ontvang. Hy het dit gelees en geglimlag. Goeie nuus, het Johan gevra. Die beste, het Sipho geantwoord, sy oë wat geblink het. Die laaste paaiement. Die mediese skuld is ten volle afbetaal. Johan het Sipho se skouer gedruk, verstaan die emosionele gewig van die oomblik. Nolwazi sou trots gewees het. Ja, het Sipho sag gesê. Ek dink sy sou. Hulle het by hulle karre gekom, Johan se nuutste Aston Martin langs Sipho se meer beskeie, maar steeds elegante sedan. 5 jaar van verstandige finansiële besluite, spaarsaamheid en gedissiplineerde begrotings het hom in 'n stewige finansiële posisie geplaas, vry van skuld, met 'n stabiele toekoms vir homself en Nomfila verseker. Môre aand is steeds aan vir aandete, het Johan gevra. Natuurlik, het Sipho geantwoord. 6de herdenking. Nomfila kan nie wag nie. La Colombe, het Johan bevestig met 'n glimlag. Dieselfde tafel as daardie eerste dag. Sipho het geknok. Dieselfde tafel. Maar hierdie keer betaal ek. Die twee mans het gelag, 'n lag van ware vriendskap, en toe in hulle onderskeie karre geklim. Terwyl Sipho huis toe gery het, het hy gedink aan die pad wat hy geloop het. Van 'n suksesvolle tegnikus tot 'n hawelose man wat vir sy dogter se oorlewing geveg het, tot 'n innoverende besigheidsleier en mentor vir ander. Die woonstel wat hy en Nomfila eens gehuur het, was lank reeds vervang deur 'n beskeie, maar mooi huis in 'n goeie buurt, een met 'n tuin soos Nomfila wou hê, met 'n studeerkamer vir haar en 'n werkswinkel vir hom.
Dit was nie die grootste of duurste huis wat hy kon bekostig nie. Hy het sy lesse oor finansiële versigtigheid goed geleer, maar dit was 'n warm, veilige tuiste. 'n Plek waar hulle kon floreer. By die huis het hy Nomfula gevind wat aan 'n wetenskaplike navorsingsstuk vir 'n internasionale kompetisie gewerk het. Sy het opgekyk toe hy inkom, haar gesig wat verhelder het. "Hoe was die amptelike opening, pa?" "Volmaak," het hy geantwoord, langs haar sit. "Alles waarvoor ons gewerk het, verwesenlik." Sy het haar arms om hom gegooi. "Ek is so trots op jou, pa." Al die pad van daardie dag met die Aston Martin. Hy het haar styf vasgehou, haar hare soen. "Dit was 'n lang pad, nee. Die moeite werd," het sy gefluister. Sipho het teruggeleun, na sy dogter se gesig kyk, die gesig wat hom deur die donkerste tye gedra het, die gesig wat hom moed gegee het wanneer hy wou opgee. Elke tree het hy sag bevestig. Elke tree was die moeite werd. Buite het die sterre begin verskyn, skitterend oor Kaapstad. In 'n stad van miljoene verhale was hulle sin, maar een verhaal van val en opstaan, van wanhoop wat deur hoop oorkom is, van een kans wat 'n lewe verander het. Maar miskien het Sipho gedink terwyl hy na die sterre kyk, miskien was dit die soort verhaal wat ander kon inspireer. Miskien iewers daar buite, was daar iemand anders wat net 'n kans nodig gehad het, net 'n hand wat uitgesteek is. En miskien kon hulle verhaal daardie persoon help om te bly glo in die moontlikheid van 'n beter môre. Terwyl Sipho en Nomfula in hulle warm, veilige huis gesit het, het hulle nie geweet van die duisende lewens wat hulle verhaal nog sou raak nie, die vele harte wat sou warm word by die hoor van hoe 'n pa vir sy dogter geveg het, hoe 'n man wat alles verloor het, alles teruggevind het, en meer. Liewe luisteraars, ons hoop dat die verhaal van Sipho en Nomfula julle geraak het. Die pad van wanhoop na oorwinning, van 'n pa se opoffering vir sy kind en die onverwagse tweede kans wat alles verander het, herinner ons dat selfs in ons donkerste oomblikke hoop bestaan. Vir meer inspirerende verhale soos hierdie, klik op die knoppie aan jou linkerkant om na ons spesiale speellys te luister. As jy van hierdie verhaal gehou het, moenie vergeet om ons kanaal te volg en die video 'n duim op te gee nie. Ons bring elke dag unieke verhale wat die kompleksiteit van die lewe verken. Moet nie ons volgende inhoud misloop nie. Ons sien uit daarna om jou kommentaar te lees en te hoor watter verhale jou die meeste geraak het. Vim da Hysteria.